Weer eens hartlik welkom, dit is vir my 'n voorreg om hier te wees, saam met julle 'n hemelvaart, en soos ons sê, dit was altyd 'n vakansiedag, maar die wêreld het maar gedink dat dit seker nie meer nodig is nie. Maar ons moet nie vir een oomblik dink dat hemelvaart nie nodig is vir jou geloof nie. Ek wil hê jy moet dit weet, hemelvaart is baie belangrik. Dit bevestig eintlik 'n paar goeters, ek het nog ons verlede jaar daaroor gepreek en ek gaan dit nie herhaal nie. Hemelvaart bevestig eerstens dat, soos ek gesê het, dat Jesus gesê het, hy is wie hy is. Dit bevestig dat Jesus God was. As Jesus nie God was nie, sou hy nooit die hemel opgegaan het nie. Tweedens, dit bevestig ook dat Jesus klaar sy werk voltooi het. Jesus sou nie huis toe gegaan het, as sy werk nie voltooid was nie. Nee, hy is nie soos 'n lui ambagsman, wat net helfte van die job doen, en dan sit nou 5 uur, die klok het geslaan en nou gaan ek huis toe nie. Jesus het seker gemaak, die werk is klaar, en hy is huis toe. So dit bevestig sy goddelikheid, dit bevestig dat sy werk voltooi is, en natuurlik bevestig dit ook, dat God Jesus goedkeer. Hy keer hom goed, daarom het hy hom gevat na hom toe. As Jesus onheilig was, as sy werk onvoltooid was, as Jesus nie God was nie, sou die Vader hom nooit na hom toe gevat het nie, nooit. So dit bevestig soveel van ons geloof, en ek wil hê jy moet dit weet. En die feit dat jy hierso sit vanaand, is 'n gebaar van dit wat jy glo. Ek dink ook persoonlik, op hierdie dag, moet mense 'n gebaar maak om te sê dat as jy dalk 'n besigheid het, of wat ook al, moet jy dit toemaak. Ek glo persoonlik, want dit getuig van iets wat jy glo, dis 'n oortuiging, en jy praat daardeur. Nou, omdat ons besig is met gelykenisse, en omdat dit nou vandag hemelvaart is, het ek dit goed gedink om 'n gelykenis aan julle te vertel of te verduidelik, wat so van toepassing is, juis oor hemelvaart. Nou, vanaand se gelykenis, soos ek gesê het, dien as 'n waarskuwing, dalk vir sommiges, dis nou die twee perspektiewe. Vir sommiges gaan dit dalk 'n waarskuwing wees, maar vir ander sal dit verseker 'n bemoediging wees. Dit hang my net eintlik af in wat se bootjie jy sit. Dit hang maar eintlik af wat se een van die groep mense jy is. As jy die een groep is, gaan dit vir jou waarsku, as dit die ander een is, gaan dit jou bemoedig. So ek wil net voor ons daar kom, by die gelykenis, wil ek net jou herinner wat eintlik nou maar gebeur het op hierdie dag, amper 2000 jaar terug. As jy jou woord het, kan jy saam met my oopmaak by Handelinge 1. Handelinge 1. En ek gaan net lees 9 tot 11, 3 versies. Handelinge 1 vers 9 tot 11. Miskien kan ons van 8 lees, want dit pas so mooi in. Handelinge 1 vers 8. Maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle moet my getuies wees in Jerusalem, in die hele Judea, in Samaria en tot die einde van die aarde. Toe hy dit gesê het, is hy opgeneem, terwyl hulle toe kyk, en 'n wolk het hom uit hulle gesigsveld weggeneem. Terwyl hulle, soos hy weggaan, stip na die hemel bly kyk, staan daar met eens 2 mans in wit klere by hulle en vra: Galileërs, waarom staar julle na die hemel? Hierdie Jesus, wat van julle na die hemel weggeneem is, sal net so terugkom, soos wat julle hom na die hemel sien weggaan het. So Jesus hy was gekruisig die Vrydag, hy het Sondag uit die dood opgestaan, en hy het nog vir 40 dae lank, saam met sy disippels en ander volgelinge van hom, het hy nog geleer en verder geleer. Mense het hom gesien, meer as 500 mense het Jesus gesien uit die dood opstaan. Daarom is dit 'n goeie historiese bewys, nee, daar's ooggetuienisse. En nadat hy hulle almal geleer het, 40 dae na hy die dood opgestaan het die Here hom opgeneem, die Vader het hom opgeneem na die hemel toe. En ek kry hierdie prentjie van hoe hulle net daar staan, en Jesus gee vir hulle laaste opdrag, en hy sê, gaan wees my getuienis in Judea, Samaria en die uithoeke van die wêreld. En hier iewes skielik gaan hy net op, en dit is hierdie wonderlike, heilige prentjie van Christus wat die aarde verlaat. Jy weet, en dan, dis gewoonlik in die movies waar daar onder staan, to be continued, nee. Maar ons kry toe die to be continued van dus die kerk geplant, nee. Maar ek sien hoe staan die disippels daar. Nou ek is een van daai ouens, as ek na iets kyk en is absoluut mooi en dit verwonder my, want dit is maar eintlik waar dit gaan, is verwondering, dan is my mond altyd oop. Ek is een van die ouens wat met 'n oop mond staan
na goed wat my verwonder, jy weet, sonder dat ek dit eers sou weet. Nou sommer net vir my onthou was sien ek hoe 'n paar van die disippels dalk net so met hulle monde oop staar na die hemel en kyk, daar gaan Jesus, soos 'n ballon vol helium en hy word kleiner en kleiner. En toe iewers skielik, toe is daar engele. En die engele sê vir hulle, hoekom staan julle hier so? So wat die engele eintlik probeer sê is, daar's werk om te doen. Daar's werk. Hoekom staan julle nog en kyk op na die hemel? Daar is 'n opdrag. Hy het nou net vir julle die opdrag gegee. So hierdie hemelvaart van Jesus is ook eintlik 'n gebaar van of 'n oproep van aksie vir gelowiges. Ons weet hy gaan en ons weet hy kom terug, maar ons weet ook tot hy terugkom is ons opgeroep tot aksie. Christene is geroep om te doen totdat hy terugkom. So vanaand wil ek vir julle die vraag vra: wat doen jy tot en met die Here terugkom? Wat doen jy? Want dit wat jy in hierdie lewe doen, bepaal hoe jy Jesus weer gaan ontmoet. Jy gaan hom ontmoet of in skaamte, of jy gaan hom ontmoet in vrede en in vreugde. So my gelykenis wat ek graag vanaand dan wil bespreek, wat so mooi inpas, is in Matteus 25, en dit is ons gedeelte wat ons nou gaan behandel. Jy is welkom om soontoe te bly. Ek wil ook net vir jou sê, dat jy mag nie nou in die slaap raak nie. Ek het 2 redes vir jou. Die eerste rede is, as jy nou slaap, gaan jy nie by die huis vanaand slaap nie, want as jy uitgerus. Die tweede een is, dis 'n vleermuis wat hier rondvlieg. En hierdie vleermuis maak nes in mense wat slaap. Sare, ja. Matteus 25 vers 1 tot 13. Dan sal die koninkryk van die hemele wees soos 10 jong meisies wat hulle lampe geneem het om die bruidegom tegemoet te gaan. 5 van hulle was dwaas en 5 was verstandig. Daar's ons 2 groepe, né? Die dwaases het hulle lampe gevat, maar nie olyfolie met hulle saamgeneem nie. Die verstandiges het egter saam met hulle lampe ook olyfolie in houers geneem. En omdat die bruidegom getalm het almal vaak geword en aan die slaap geraak. In die middel van die nag was daar 'n geroep: kyk, hier is die bruidegom. Gaan hom tegemoet. Toe het al daardie jong meisies opgestaan en hulle lampe gereed gemaak. Die dwaases het vir die verstandiges gesê: gee vir ons van julle olie, want ons lampe is besig om dood te gaan. Die verstandiges het egter geantwoord: dalk sal daar nie genoeg wees vir ons en vir julle nie. Gaan eerder na die verkopers en koop julle eie. Terwyl hulle die olie gaan koop het die bruidegom opgedaag. En die wat gereed was, het saam met hom ingegaan na die bruilofsfees en die deur is gesluit. Later kom die ander jong meisies toe ook daaraan en roep: meneer, meneer, of Here, Here, maak vir ons oop. Maar hy antwoord: voorwaar of amen, ek sê vir julle, ek ken julle beslis nie. Wees dan waaksaam, omdat julle die dag en die uur nie ken nie. Net tot dan. Nou, ek wil jou net so 'n bietjie agtergrond gee. Jesus gebruik 'n bekende beeld, 'n tradisionele Joodse troue. Nou 'n Joodse troue het gewoonlik bestaan uit 3 fases. Nou die eerste fase was gewoonlik die fase waar al die reëlings getref was. Nou in daai tyd sou jou pa vir jou 'n vrou kon reël en hy sou net met haar pa gaan praat. So die paas en die ouers het gewoonlik 'n troue gereël. En hulle het gesê: Piet, hierdie is Sean, my seun, is 'n fris hinks. Jou dogter is 'n mooi nooi. Ek en jy, ons is goeie vriende, ons sal goeie swarries wees. Wat sê jy? Dan sê Sean: klink so 'n plan. Klink so 'n plan. En dan reël hy. Dis die eerste fase. As die eerste fase gereël is, dan begin die tweede fase. Die tweede fase is die verlovingsfase. Die verlovingsfase kom hulle dan bymekaar. Hulle lê hulle geloftes neer, hulle doen die formaliteite. En in die verlovingsfase, dis nie soos ons vandag nie, in die verlovingsfase is hulle al getroud op
ek wil sê op papier. Hulle het hulle geloftes neergelê, die beloftes was gemaak, die gesinne was daar, so hulle het voor die familie gedoen. So hulle was getroud, maar hulle het nog nie saam gebly nie en hulle het nog nie intiem verkeer nie. As 'n bruidegom, as die man tot sterwe sou kom in hierdie verlovingsfase, dan sou die vrou geklassifiseerd gewees het as 'n weduwee. So hulle was getroud, maar hulle het nog nie saam geslaap nie en hulle het nog nie saam gebly nie. Dan het die man weggegaan en hy het alles gaan voorberei vir sy bruid en vir sy gesin en vir sy toekoms. As hy sy loopbaan iets moes doen aan sy loopbaan, vakmanskap doen, het hy dit gaan doen. As hy huis moes regkry, het hy huis gaan regkry. As hy vee moes kry, het hy vee gaan. Hy het alles gaan voorberei. En dan hierdie fase het gewoonlik tussen maande na selfs 'n jaar gevat. Dan na die verlovingsfase het hy teruggekom. Onthou hulle is getroud, maar hy het teruggekom en nou het hy sy bruid gaan haal. Want een of ander tyd, al die voorbereiding wat hy gedoen het, moes hy nou sy bruid van haar huis vat. En so kom sê die skrif, hulle sal die ouer huis verlaat. Hy vat sy bruid van haar huis en hy vat haar in die reeds gevestigde huis waar hy nou die res van sy lewe met haar gaan spandeer. Hierdie gelykenis speel af tussen die tweede en die derde fase, waar die bruidegom gegaan het, die mooi plekkie gaan voorberei het, en hy kom haal sy bruid, om saam met hom te neem. Nou, hierso praat hulle nie van 'n bruid nie, hulle praat van bruilofsmeisies. Nou, wat gewoonlik gebeur het, is wanneer die bruidegom sou kom, sou daar 'n trompet geblaas gewees het, sodat hulle was reg, hulle het geweet, dis nou een of ander tyd, hierdie week, hy kan enige tyd opdaag, dan blaas hulle gewoonlik, hy het strooijonkers gehad, en hulle het geblaas hulle trompet, dan het die bruidegommeisies vir hom gewag, hulle het die hele dag het die bruidegommeisies gedans saam met die bruid, hulle het 'n lekker gedans, en dan het die bruilofsfees het gewoonlik in die aand plaasgevind. So dan, hier teen skemer se kant sou die bruilofsmeisies uitgaan, en hulle sou in die pad staan en wag, gewoonlik maar 10 van hulle, daar was 'n minimum van 10 wat daar moes wees, en dan het hulle gestaan en wag, skemer aand, en dan as die bruidegom sou kom, as die man aan sou kom, sou van sy strooijonkers 'n trompet blaas, dan staan die meisies, en dan met gesel hulle die bruidegom, en hulle vat die bruidegom al die pad, tot by die bruid, en dan gaan hulle gewoonlik in, en dan is daar 'n groot makietie, en hulle het lekker partytjie gehou, en dit was lekker vrolik, en dan na dit, soos ek gesê het, is dit nou natuurlik die huweliksbevestiging, waar hy nou sy vrou vat. So hierdie gelykenis van Christus beeld uit die oomblik wanneer die bruidegom terugkom, om sy bruid te kom haal, en daar is sekere strooimeisies, bruilofsmeisies, wat hom tegemoet kom, om hom te vat na sy fees. En Jesus skets 'n prentjie van hierdie 10 bruidsmeisies, wat wag vir die bruidegom om te kom, sodat hulle kan gaan feesvier. Hulle praat nie van die bruid nie, ons weet die bruid is die kerk, maar hier word die bruilofsmeisie geskets as mense wat deel is van die kerk. Soos bruilofsmeisies deel is van die bruid. So is daar sekere mense wat gelowig is, wat deel is van die kerk. So dis maar eintlik wat geskets word. So Jesus skets 'n prentjie en sê, ek kom terug, en daar gaan mense wees wat vir my wag. En daar gaan mense wees wat voorbereid is, en mense wees wat nie voorbereid is nie. Hierdie gelykenis gaan oor geestelike voorbereiding terwyl jy wag vir die Here Jesus. Dis waaroor dit gaan. Daarom vra ek die vraag, wat doen jy terwyl jy wag vir jou volgende ontmoeting met Jesus? Dit is wat hy vra. Dit is 'n gelykenis wat die volgelinge van Jesus tot waaksaamheid en gereedheid aanspoor. Hy wil hê, as jy 'n Christen is, moet jy wakker word. As ons dit reguit sê. Word wakker. As jy wat geslaap het so. Hy roep, Jesus sê vir jou, as jy 'n volgeling is, wees waaksaam en word wakker, want ek kom. Net om te sê, ons wag vir die Here Jesus, beteken eintlik nie iets nie. Dit beteken eintlik niks.
Om te wag vir die Here beteken nie om agteroor te sit en te wag nie. Om te wag vir die Here beteken om aktief te wag. Die Engels praat van as jou voertuig, jou motorvoertuig in idle is, nee. Idle. Christene is nie veronderstel om in 'n vorm van idle in te gaan terwyl hulle wag vir die Here Jesus nie. Hulle word geroep tot aktiewe geloof en om hulle geloof uit te leef. Inteendeel, Christus beeld in hierdie gelykenis uit, die oomblik wanneer jou geloof verval in idle, as jy maar net wag, is jou geloof in gevaar. Dis wat hy probeer doen. En dis voor die hand liggend. So die toepassing fokus op 2 groepe. Die ene groep is 5 meisies wat onvoorbereid is, en terwyl die ander groep is 5 meisies wat voorbereid is. Dit is ironies dat dit 5-5 is. 5-5. 50-50. Net soos dit seker vanaand ironies is dat ons half vol is. Ek is optimis. As ek pessimis was, ek is half leeg, nee. Dis ironies. Die gelykenis vertel ons juis dat daar mense in die kerk is wat nie reg is om Jesus weer te ontmoet nie. Hulle dink hulle is reg. Maar dit vertel ons ook dat daar mense is wat reg is om Jesus weer te ontmoet. Dit vertel ons dat daar mense is wat verstandig is wat in die kerk sit, en dit vertel ons dat daar mense is wat onverstandig is wat in die kerk sit. Nou hoor gou mooi, hierdie meisies, hierdie bruidsmeisies, hulle almal lyk dieselfde. Hulle almal is selfs deel van dieselfde fees. Hulle het dieselfde lampe. Hulle almal het selfs gesit en wag. En hulle almal het deel gelyk van mekaar en van alles wat aangaan. Hulle almal was op die plek, reg, geweet, almal het geweet die Here kom. Al 10 meisies het selfs na sy koms uitgesien tot 'n mate. Want hulle het 'n verwagting gehad. As hulle nie 'n verwagting gehad het dat hy sou opdaag nie, sou 5 meisies mos nie daar gesit en wag het in die aand nie. So almal het dit geweet, hulle het moeite gedoen, hulle was daar, hulle lampe was daar, hulle was gekleed, hulle was reg, hulle het net gewag. Die enigste verskil tussen hierdie 2 groepe, die enigste verskil tussen die dwaase meisies en die wyse meisies, is dat sekere van hulle, 5 van hulle om presies te wees, 5 van hulle was voorbereid, terwyl 5 van hulle nie was nie. En hierdie voorbereiding gaan bepaal wie aan die feesmaal sit en wie aan die deur gaan klop. Dis wat dit gaan bepaal. Die 5 onvoorbereide meisies se lampe was leeg. Daar was nie olie in nie. Daar was niks in nie. En so toe hulle gehoor het, hier kom die bruidegom, wou hulle lampe reg kry, maar daar was niks om hulle lampe meer reg te kry nie. Die lampe was sonder olie, wat beteken hulle was sonder lig, wat beteken hulle was nutteloos. Wat is die doel? Jy is 'n bruilofsmeisie, en jy is veronderstel om 'n lig te hê, om die bruidegom al die pad tot by die fees te vat, maar jou lamp of jou lig maak nie lig nie. Wat is die doel van daai lig? Hy het niks doel nie. Niks. Hy beteken niks. So wat beteken die bruilofsmeisie dan eintlik? As sy nie haar taak kan doen nie. Dit is wat Jesus vra. Hulle doen nie wat hulle veronderstel is om te doen nie. Hierdie meisies het dalk 'n vorm gehad van goddelikheid. Hulle het geen geestelike lewe, geen krag, geen lig nie. Net soos ons mense kry in die kerk. Mense kry wat 'n vorm van goddelikheid het. Mense wat in die kerk sal sit en getuig van die Here Jesus en sange sal sing. Maar hulle het geen lig in hulle nie. Daar is geen skyn nie. Daar is geen doel nie. Wat is die nut? So hier wag al 10 hierdie meisies en hulle wag vir die bruidegom.
Maar niemand weet wanneer die bruidegom kom nie, né? En inteendeel, almal van hulle het aan die slaap geraak. Ek wil net dit vir jou sê. In die slaap geraak beteken nie dat hulle op die job geslaap het nie, glad nie. Inteendeel, dis nie 'n probleem nie, want die trompet sou hulle wakker maak, nê. En die klem val ook nie op wie slaap en wie slaap nie. Die klem val op jou voorbereiding. En die bruidegom het selfs laat gekom, en net sodat jy weet, dit sit Jesus nie in 'n slegte lig nie. Die feit dat hulle sê Jesus het laat gekom, beeld net uit dat ons weet nie wanneer hy kom nie, nê. Die skrif sê ons hy kom soos 'n dief in die nag. Ons inteendeel kan nie Jesus onder enige slegte lig sit nie. Nee, ons durf nie Christus enige vorm van rekenskap vanaf hom vra nie en sê, Here, hoekom is jy laat nie? Nee, hy kan kom wanneer hy wil. Hy's Jesus, hy's God. Hy kom. Ons moet seker maak ons lampies is reg. Maar hier is die 10 meisies, hulle slaap. Dis oké. Hulle kan slaap. Maar ek waarborg jou die meisies wat ekstra olie gebring het. Ek dink hulle het lekker geslaap. Die ander, was hulle roekeloos? Het hulle net nie gekommer nie? Wat het hulle gedink as hulle olie, as hulle lampie brand en hulle raak aan die slaap en weet, ek bedoel, as jy 'n lampie gebruik jou hele lewe lank, nie elektrisiteit nie. Ek sal verstaan as dit dalk jou eerste lantern is, nê, wat ma en pa vir jou gegee het. Ek sal dit dalk verstaan. Dan gaan jy vergeet om olie in te gooi. Maar as jy 'n lampie gebruik jou hele lewe lank en jy weet, jy het een taak, jy moet hierdie lig laat skyn vir wanneer hy kom, dan gaan jy mos seker maak daar is olie in. Om te gaan slaap en nie om eers besorg te wees oor die olie nie, wys my na 'n vorm van nalatigheid en roekeloosheid. En ewe skielik roep iemand uit, kyk, hier is die bruidegom. En nou toe hulle uitroep, toe word almal wakker en almal wil hulle lampies reg kry. 5 het dit mooi reg gekry en 5 het dit nie reg gekry nie. En hoekom kon hulle nie hulle lampies reg kry nie? Hulle het geweet hy kom, hulle het vir hom gewag. Hoekom kon hulle nie hulle lampies volhou nie? Hoekom het hulle nie voorsiening gemaak nie? Want hulle het dit nie belangrik geag nie. Dis hoe. Dit is wat Jesus sê. Jou eksterne pogings tot kerkbywoning, Bybelstudie, gebed, samesyn, jou eksterne pogings, jou gebare van jou geloof, gaan wys hoe belangrik Christus vir jou is. Net soos, as jou vrou vir jou belangrik is, of jou man vir jou belangrik is, of jou kind vir jou belangrik is, dit wat jy doen, gaan wys hoe belangrik jou kind vir jou is. Is nie so nie. Jou gebaar, jou aksie, gebaar van hoe belangrik Christus vir jou is. Hulle het dalk nie gedink dit was nodig nie. Die wyse vrouens het geweet dit was nodig. Hulle het voorsiening gemaak. Hoekom? Want hulle het afwagting gehad. Ek het vir die Here gewag. So baie Christene. Onthou julle, ek het vir julle gesê, ek het 'n vriend wat altyd vir my gesê het, ekskuus. Hy het vir my gesê, hy wil net genoeg doen, sodat as hy in die hemel kom, moet daai hekke so agter hom toemaak. Jy moet hom so half net so in die bout knyp, nee. Ek sien Christene wat sê, ek wil net probeer die minimum doen, om die poorte van die hemel te behaal. Hulle wil nie die ekstra myl stap nie. Maar 'n Christen wat 'n ekstra myl stap, of 'n ekstra 2, of selfs myle stap, totdat dit hulle lewe kos, daai Christen getuig van hoe waardevol hulle geloof is. Jou vermoë om genoeg olie te hê, is 'n gebaar van hoe belangrik die Here vir jou is. En dalk sit jy vanaand hier en dink, ek het darm 'n lamp, ek het darm 'n kerk, of ek gaan kerk toe so nou en dan, ek glo darm. Maar vra vir jouself, dis goed jy het 'n lamp, dis goed jy het 'n dop, dis goed jy sit in die kerk. Het jy olie? Het jy olie in jou lamp? Het jy lewe binne in jou? Of is jy maar net 'n dop? Die wyse vrouens het tot die uiterste toe gegaan om seker te maak, hulle mis nie die bruidegom nie. Tot watter uiterste sal jy gaan om seker te maak, jy mis nie Jesus nie? So eintlik wat hier na vore kom is,
Dis die erns van die bruidegom. Hoe belangrik is die bruidegom? Ons het Sondag gevra, hoe belangrik is jou siel vir jou? So vanaand vra ek vir jou, hoe belangrik is Jesus vir jou? Hoe belangrik is die bruidegom vir jou? Hoe ernstig is jy oor die Here wat terugkom? Of dink jy dan gaan later tyd weer egte maak? Later dalk jou lampie vol maak. Ek wil vir jou sê, jy moet wag tot môre nie. Moenie wag om môre jou lamp vol te maak nie. Moenie sê jy gaan later dit regmaak nie. Moenie eers wag tot Sondag nie. Want dan kom die Here Jesus dalk nie vanaand vir almal van ons nie, dalk kom hy net vanaand vir jou. Het jy olie? Het jy lewe? Het jy Christus? Hoor wat sê 2 Petrus 3, vers 3 tot 7. Julle moet dit weet. In die laaste dae sal spotters met hulle gespot opdaag. Mense wat hulle lewens volgens hulle eie drange inrig. Gaan aan by vers 5. Hulle ignoreer dit willens en wetens dat daar lank reeds hemele bestaan. Hulle sê, wat het geword van die belofte van sy koms? Wat het geword? Ek dink Christene lewe in 'n era waar hulle dalk nie met hulle mond sê nie, maar waar hulle met hulle gedrag gebaar, hulle lewe asof Jesus net nie terugkom nie. Hoekom lewe ons nie meer asof Jesus terugkom nie? Hoekom lewe die wêreld asof Jesus nie meer terugkom nie? En ek glo dit is ook 'n groot motief hoekom Hemelvaart nie meer vakansiedag is nie. Dis 'n gebaar van wat in die wêreld aangaan. Dis iets van sprokies. Dis iets van storieboeke. Hierdie goed kom uit die kinderbybel uit. Christene is veronderstel om te lewe met die wete dat Jesus weer terugkom. Nie met die feit dat hy net in die hemel ingevaar het nie. Ons vier die feit dat hy die hemel in is, maar dit herdenk ons ook dat hy weer terugkom. Ek wil vir jou herinner, daar het al so iets gebeur in die Bybelse tyd, waar mense die spot gedryf het. En so interessant, want wysheid sê vir ons, binne die Bybel, Spreuke sê vir ons, dat geskiedenis herhaal altyd homself, nee. Met ander woorde, die duiwelse triks is dieselfde, dis net die gesigte wat verskil. Daar was 'n man met die naam van Noag. Eendag het God vir hom gesê, bou 'n groot skip. En Noag het 'n groot skip gebou. En al die mense het gekom en gesê, wat besiel jou? Is jy mal? Jy bou 'n skip, en hy praat van reën, en ek wil net hê jy moet weet, dit het nog nooit gereën op die aarde, voor Noag se tyd nie. Reën? Waarvan praat jy? En Noag het gebou en gebou, meer as 100 jaar lang. En almal het gespot en hom uitgelag. Maar toe het die dag aangebreek. En dit het gereën. En gereën. En gereën. En so kan ons sê, en ek kan jou vandag vra, lewe jy asof Jesus terugkom? Wat besiel jou? Ons lewe nie asof Jesus terugkom nie. Ons wil goed by mekaar maak. Al die skatte, al die materialisme, al die geld. Dit is nou wat ek kan sien wat waarde dra. En jy lewe asof Jesus terugkom? Wat besiel jou? Ja. Wat besiel ons? Jy word geroep om te lewe asof die bruidegom gaan arriveer. En jy moet voorsiening maak asof hy gaan arriveer. Want hy gaan. En toe kom die bruilof. Die manne roep uit, hier kom die bruilof. Die vrouens het hom nou nog nie gesien nie, maar hulle weet hy's op pad. En hulle dink toe, daar is genoeg tyd. En hulle hardloop toe winkel toe, om net 'n bietjie olie te gaan kry en reg te maak. Want hulle kan tog nie die bruilof ontmoet met gebluste lampe nie. En terwyl hulle weg is, terwyl hulle spartel, daag die bruidegom op. En die 5 wyse meisies wag hom in. En hy vat hulle, en hy gaan die feesviering binne. En ek hou van wat die skrif hierso sê. Die deur is gesluit. Dit roer my binne. En toe die ander meisies by die deur aankom, toe sê hulle, Here, Here,
maak vir ons oop. En hy antwoord, ek ken jou nie. Hy woorde kom uit Matteus 7, nee. Hulle Matteus 7. Baie van julle sal vir my sê, Here, Here, het ons nie in U naam kragtige dade, demone uitgedryf, goeie werke gedoen nie, maar ek sal vir julle sê, ek ken julle nie. Hierdie laat my ook dink aan die dwaase man wat sy huis gebou het op die sand. Toe julle die dwaase man was sy huis op die sand? Was 'n liedjie en die wyse man was hy huis op die rots. Hoekom was die man dwaas wat op die sand gebou het? Want hy het na die woorde van Jesus geluister, maar hy het dit nie gedoen nie. En dis die konsep. Hierdie bruidsmeisies weet van Jesus, weet van die bruidegom. Hulle het selfs hulle lampe gebring, maar hulle het net nie gereageer volgens die vereistes van Jesus nie. Dwaase meisies. Dit is hoekom Jeremia 8:20 so mooi sê, hy sê die oes is verby, die somer is agter die rug, maar ons is nie gered nie. So die wagtyd, hierdie meisies wat wag, dit is eintlik 'n goeie uitbeelding van 'n voorbereidingstyd. Jy wag vir die Here. Ons wag vir die Here. Nee, ons weet. Ons weet, mense sê, die Here Jesus moes 2012 gekom het. Onthou, dit was so groot, 2012, hulle het 'n movie daaroor gemaak. Nee, 2012. En toe kom dit nie 2012 nie, nee. En toe sê hulle, nee, 2014, en toe 2020, en toe dit, en toe COVID, en al hierdie en dit is wanneer die Here Jesus kom. Die idee is, hy kom. Ons hoef nie te weet wanneer nie. As jy 'n wyse Christen is, beteken dit jy maak voorbereiding vir daai dag. Ek dink die slegste gevoel wat jy oor jouself kan kry, is om soos daai dwaase meisies wakker te word en sê, o my genigtig, hy's hierso. Ek het gedink daar's nog tyd. En jy hardloop rond en jy spartel, want jy hoor die trompet en jy weet die Here Jesus is op pad en jy sê, wat nou, ek kan hom net nie mis nie. So ek sluit af, voor ek jou in ons slaaptyd inpreek. Jesus, in die gelykenis gee hy 'n waarskuwing, en hy gee bemoediging. Daar het jy vir gesê as twee perspektiewe. Die waarskuwing is vir die ouens wat stoer in hulle geloof, die ouens wat slap lê, die ouens wat nie 'n persoonlike verhouding met die Here soek nie, wat Christendom as vanselfsprekend aanvaar, wat nie hulle lig laat skyn nie, wat nie reageer op die woorde van Jesus nie. Vir hulle, julle is hier, vir hulle is dit 'n waarskuwing. Want dit gaan oor hulle planne, en hulle sit Jesus tweede. Maar vir die wat reageer, die wyse meisies, die ouens wat in afwagting wag vir die bruidegom, die ouens wat Jesus soek, vir jou is dit 'n bemoediging. Dis vir jou 'n bemoediging om te sê, gaan slaap maar, want jy weet die Here Jesus kom en jou lampie is vol olie. Altyd slaap. Maar die aktiewe een slaap met vrede. Die passiewe een slaap met onrus. So dis 'n bemoediging vir ons wat in Christus is. Ek word bemoedig deur die feit dat die Here Jesus kan maar kom. Ek kan in my bed inklim en ek weet dat ek weet my saak met die Here is reg. En ek vind bemoediging daarin. En vir die dwaases, hulle sal aan die deure klop, maar vir die wyses, hulle sal aan die fees deel hê. As jy vanaand in Christus is, as jou lamp vol is, as jou hart voor die Here oop is, as jy die Here herken as jou saligmaker en jou verlosser, as die Here jou alles is, as jy soekend en kloppend en bidend en vraand is na God, en jy wag in afwagting, wil ek vir jou sê, daar wag 'n fees vir jou. Maar indien jy die minimum doen, indien jy sloer, indien jy passief is, wees gewaarsku, want net nou
is dit jy wat klop en sê, Here, Here. En hy sê, wie is jy? So nou, weer eens wil ek afsluit met 'n gediggie. Weet julle hou van poesie? Dis weer eens Engels. Hierdie gedig is van Alfred Tennyson, Idols of the King. Idols, daai idol waarvan ek gepraat het van jou kar. Idols of the King. Late, late, so late, and dark the night and chill. Late, late, so late, but we can enter still. Too late, ye cannot enter now. No light had we, for that we do repent. And learning this, the bridegroom will relent. Too late, you cannot enter now. No light, so late, and dark and chill the night. Oh, let us in, that we may find the light. It's too late, ye cannot enter now. Have we not heard the bridegroom is so sweet? Oh, let us in, though late, to kiss his feet. No, too late, ye cannot enter now. So ek nooi jou uit. Vir jou hoef dit nie te laat te wees nie. Want vandag is ons dag van redding. Vandag. Maak seker, jy dra nie net 'n lamp nie. Maak seker, jy het die olie. Soek die Here, terwyl hy nog te vind is. Voor ek afsluit. Hierdie hele Paasfees, die kruisiging, die opstanding, die 40 dae en selfs tot 'n Pinkster wat oor 10 dae is van nou, is 'n opbouing van 'n moment van Christus waarmee hy besig is. En vir die wie nie geweet het nie, dit was ook eintlik die uitbeelding van ons wandelstasies wat ons hier gedoen het. Want daar is 'n feesmaal wat wag vir jou wat in Christus is. En indien jy moeg is, indien jy afgemat is, indien die wêreld by jou steel en by jou vat, indien jy kyk na die ander dwaase 5 meisies en hoe hulle roekeloos is in hulle geloof, maar jy is gedissiplineerd, ek wil vir jou sê, daar is 'n fees wat vir jou wag. So die vraag is, wat doen jy terwyl jy wag? Kom ons bid. Ons Here Vader, 'n voorreg vir ons om vanaand weer teruggeroep te word na 'n realiteit wat buite onsself is. Help ons nie om te sloer in ons geloof nie. Vader, ons het gesing, die steek die hand uit, Jesus, die steek die hand uit. En ons moet dit gryp in aktiewe geloof. Wat doen ons, Here, terwyl ons wag? Waarmee is ons besig? Wat versamel ons? Wat gaar ons op? Is dit wat mot en roes kan verteer, of is dit wat ewigheidswaarde het? My gebed is, roep die gemeente, roep die dorp, roep Christene terug na die realiteit toe om te sê, ons moet wakker word, ons moet onsself voorberei, want die bruidegom is op pad. Help ons, Here, om geanker te wees in die woorde, en laat hierdie gelykenis werklik so in ons harte resoneer. In Jesus naam. Amen.